Hartlik goeiemôre ook vir oggend op hierdie Woensdag, die 20ste Mei. Het is Pinkstertyd en is dit nie wonderlik en lekker om saam as gemeente en as herring Pinkster te vier nie. Ons is besig hierdie week met die tema voorbidding en vanoggend lees ons uit Psalm 65 vers 3. Aan U, en aan U met 'n hoofletter, wat die gebed verhoor. Na U toe sal alle mense kom. Wat impliseer hierdie teks? Dat eintlik in alle mense is daar hierdie behoefte, hierdie oerbehoefte, wat God in ons geskaap het, om na hom toe te kom as die skepper. Hy wat ons die lewe gegee het. In elkeen en in alle mense is daar hierdie behoefte om na God toe te kom. En omdat ons hierdie kant van die hemel dit nie fisies kan doen natuurlik nie, is dit so dat ons dit eintlik heimlik in gebed kan doen en wil doen, en daarom gee die Here ook vir ons die opdrag om in gebed na hom toe te kom. Nou waarom sou dit so wees, dat 'n mens hierdie innerlike behoefte het om na God toe te gaan die hele tyd? Toe God in die begin die wêreld geskaap het, en die wêreld dan in 'n sekere sin oorgegee het aan die mag van die mens wat na sy beeld geskape was, en wat oor die hele aarde moes heers as die plaasvervanger van God, was dit sy doel dat Adam niks sou doen as hy dit nie eers met God deurgepraat het nie. En God self sou dan al sy werk in hierdie wêreld doen deur Adam. Adam was dus inderdaad die eienaar, die meester en die regeerder van die aarde. Maar God het dit in en deur Adam bestuur. Nou ja, toe die sonde die wêreld binnendring, is daardeur die vreeslike werklikheid van Adam se mag bewys. Want deur hom is die hele menslike geslag en die hele aarde onder die vloek van die sonde ingebring. En toe God sy verlossingsplan ingestel het, was dit met die oogmerk om die mens te herstel tot die posisie waarvan hy van die eerste dag af eintlik dan deur die sonde weggepluk is. God het sy kinders van ouds af reeds uitgekies, wat deur die krag van voorbidding kon vra wat hulle wou, en dit sou aan hulle gegee word. Geliefdes, deur met God te praat is 'n wonderlike voorreg. Dis eintlik waarvoor ek en jy geskep is. En mag ons vanoggend uit hierdie teks ook sê, Here, daai diep innerlike behoefte wat ek het, om met die skepper, die magtige, die liefdevolle, die genadige Vader, die verlosser, wat my lief het, voordat ek hom kon lief hê, Jesus die Christus, en God die Heilige Gees, wat hierdie vir my 'n werklikheid maak, gemeenskap te hê, is die grootste, kosbaarste voorreg, en gebed en voorbidding is deel daarvan. En daarom kom ons bid. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Gees, wees genadig. Oorspoel ons weer eens met die liefde, en mag ons deur God die Heilige Gees die moed van oortuiging hê, om ten spyte van soveel sonde en soveel verkeerde keuses in ons lewe, telkens die nabyheid van ons God te gaan opsoek. Mag ons na die Here toe kom, want hy is die God en die Here, soos Psalm 65 sê, wat luister, wat die gebed verhoor. Aan hom al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.